Wat dink God van jou? En ek wens ons het tyd gehad dat ek hier by Jaco kon begin en dat hy vir ons vinnig kon beskryf wat dink hy, wat dink God van hom. En dan elkeen kon ons deurdraf tot daar agter by Chris Botha, dat ons elkeen se siening kon hoor van wat dink God van jou. Het jy al ooit gewonder daaroor? Het jy al ooit vir 'n oomblik gaan stil sit, heeltemal alleen gaan stil sit en gedink? U weet tog, liewe broer en suster, hoe moeilik dit is om vir jouself te vertel dat God jou onvoorwaardelik lief het en belangrik, dan glo jy dit. Maar glo jy dit werklik? Wat dink u, wat dink God van jou? Hy wat alles van ons weet. En dan lees ons hier in Hosea hoofstuk 11, en ek wil hê hierdie eerste gedeelte van die prediking moet u hoor as God se denke en hoe hy, ek wil amper sê, met homself praat daaroor. Want Hosea hoor duidelik wat die Here sê. En as dit nie hier swart op wit geskryf gestaan het nie, dan kon ek en jy seker gesê het, maar dit kan tog nie letterlik waar wees nie, kan dit? Hosea hoor hoe die Here oor Israel dink. Hy sê daar aan die begin, toe jy nog 'n kind was, met ander woorde 'n baba, en hierdie is nou sommer vry vertaal in my eie woorde, het ek jou al lief gehad. Ek het jou laat besny in die ou tyd, of ek het jou laat doop, en daarmee het ek swart op wit gesertifiseer dat ek jou geheel en al van die slawerny van sonde gered het. Het jy al so gedink oor doop? Jy sou verdwaal het in die pikdonker nag van die sonde en verlore gewees het. Maar ek het jou uit hierdie duisternis, het ek jou kom roep na my wonderbare lig. Ek het jou laat groot word, met hierdie geroep in jou ore van jou doop. Maar toe die versoekings van die wêreld jou roep, het jy jou rug op my gedraai en die gode van die wêreld gaan aanhang. Dinge soos selfsug, dinge soos gemaksug. Dis mos gemakliker om deesdae liewer na 'n preek te luister waar ek by die huis met my voete op die koffietafel en 'n beker koffie in die hand kan sit en luister na 'n dominee wat ek kies wat ek wil hoor, as om moeite te doen om op te kom na die tempel van God. Genotsig. Die Bybel waarsku, hy sê daar sal aanhangers van genot wees eerder as van God. En is ons nie daar nie? Geldsug. Ons is almal so besig om ons eie koninkrykies na te jaag, en hoe meer ek het, hoe meer wil ek hê. Ons wil in weelde lewe. Ons wil mag besit om te kan maak en breek soos ons wil. En dit terwyl ek self vir Israel en elke kind in hierdie gemeente leer loop het. Ek het julle op my arms gedra, sê die Here, maar julle wou my nie glo nie. Julle wou nie erken dat dit ek is wat vir julle sorg nie. Ja, met die mond bely julle dit, maar nie met die hart nie, ook nie met die doen en late nie. Diep in julle harte het julle geglo dat julle self so goed is. Julle het dit ook gedoen met die tydelike dinge van die lewe, sport, erkenning, geluk, gesondheid. Julle het byna nie eens gedink aan die wonder van julle ewige verlossing wat ek met julle doop vir julle gewaarborg het nie. Tog, ten spyte van alles, sê die Here, het ek julle met sorg en liefde gelei. Ek was vir julle soos iemand wat daardie juk opgelig het as die skof deurgeskaaf het. Ek het na julle afgebuk en gereeld vir julle kos gegee. Dink maar in die Bybel, water uit 'n rots uit, manna in die woestyn, kwartels uit die lug uit. En dan op Kersdag het ek aan julle die brood van die lewe gegee. Ek het laag neergebuig tot by die krib en dit was verniet. Ek kon
dit nie oor my hart kry om julle verdiende loon te gee nie, want al wou ek nie dat julle teruggaan na Egipte toe nie. Maar julle wou nie na my omdraai nie. Julle het gedraai na die gode toe om die waarheid te sê, julle het net julle self lief gehad. Julle eie wil, die eie ek, het te groot geword. Julle besittings en julle kamstige kultuur is vir julle te belangrik. Maar julle het die nederigheid van hart, wat selfs die kruis gebring het, gehaat. Daarom, sê die Here, sal ek julle stede deur oorloë verwoes, Israel. Ek sal julle waarsêers, julle okkulte speletjies met dooies wat geraadpleeg word en julle grootdoenerige deskundiges sal ek uitroei. En julle skrifgeleerdes, wat die heilige skrifte so verdraai om julle sak te pas, ek sal julle uitroei en verteer. Omdat ek julle verlos het, maar julle wou nie verlos gewees het nie. Daarom sal julle slawerny nooit beëindig word nie. Hoor u, broers en susters, hoe dink die Here oor die mensdom? Maar nou wil ek hê jy moet baie mooi kyk en oplet, want ewe skielik hier in Hosea 11 vind daar 'n merkwaardige ding plaas in die Here se gedagtes. Hy bedink homself. Kan jy dit glo? Die almagtige God van hemel en aarde bedink homself letterlik. Met alle reg het hy gedink hoe hy die ongelowige mense, die kerk op aarde, die gemeentes gaan vernietig, en weet jy, hy het die volste reg daartoe. Maar toe, ewe skielik kan hy dit nie oor sy hart kry nie, want hulle is sy kinders. Hy het hulle eiehandig tot sy kinders gemaak en dit met die doop swart op wit verklaar. Hy het na hulle afgebuk en met sy eie hand vir hulle kos gegee. Met 'n lepeltjie het hy hulle as ware gevoer. Maar desondanks het hulle hom verraai en hulle was ondankbaar. Nou word daardie selfde met die lepeltjie voer die rede waarom die Here dit nie oor sy hart kan kry om die gelowiges te vernietig nie. Hy sê, en ek het interessant die nuwe vertaling, die 2020 gaan naslaan, hy sê, hoe kan ek jou prys gee, Efraim? Hoe kan ek jou laat vaar, Israel? Hoe kan ek jou vernietig? Hoe kan ek met jou maak soos met Sodom en Gomorra? Ek kan dit glad nie oor my hart kry nie, lees ons in vers 8. My liefde brand te sterk vir julle. Die ou vertaling sê dit so mooi, hy sê, my hart is omgekeer in my. Ek het jou dan uit Egipte uit die slawehuis geroep. Toe jy nog 'n kind was, het ek jou in my jammerhartigheid laat doop. Ek het jou leer loop. Ek het jou op die hande gedra, want ek wou nie hê dat jy weer 'n slaaf in Egipte van Farao word nie. Ek self, sê die Here, het jou my kind gemaak. Ek het self sake tussen jou en my reggemaak, want ek het geweet jy kan nie. Daarom, sê die Here, kan ek dit nie oor my hart kry nie. En weet jy, broers en susters, in my voorbereiding het ek 'n knop in my keel gekry. Here sê, hoe kan ek so praat van vernietig? Hoor jy hoe dink die Here hardop oor sy volk? Hoor jy hoe dink die Here oor jou en oor my vanoggend? Hosea het dit gehoor en hy het dit vir ons neergeskryf. Die vraag is, hoe voel u daaroor as u hierdie dinge hoor? Voel u dalk ook soos ek in die voorbereiding mag? Hoe kan dit waar wees? Ten spyte van wat ons as sondige mens doen, hoe kan dit waar wees? Die Here sê, ek het dan in die aangesig van Golgotha die Here se liefdeswet oortree. Dit is so goed asof ek Christus in sy gesig self gespieg het. Ek was aandadig in sy dood. Ek is die ondankbare. Maar weet jy, geliefdes, dit moet waar wees. Want dit staan hier in die Bybel, die Here sê so. Dit kan nie 'n verwarring wees nie, want dit is nie maar net die opinie van 'n sekere man met die naam van Hosea nie. Dit is God wat self praat met Hosea.
Daarom het hy ons skuld op Golgotha laat betaal, omdat hy dit nie oor sy hart kon kry nie. Het hy ons van die hel gered. Hy het ons met die vloekdood van sy seun ons elkeen gered. Dis nie wanneer ons wakker skrik en skielik 'n keuse maak wat ons gered word nie. Baie mense dink dalk so, maar dis God wat ons uitverkies het. Dis God wat ons verlos het in sy seun se dood. Ons redding het op die kruis plaasgevind toe God 'n keuse gemaak het. 'n wonderbaarlike keuse, 'n keuse wat ons maar net in geloof moet en kan omhels en aanvaar. Weet jy, daar op Golgotha het die gemeente voor die Here doodgemaak. Terwyl hulle sê dat hulle net een koning het hulle hom daar in 'n kruis laat hang en hulle het gesê hulle koning was die Romeinse keiser. En nou kan ons seker vir mekaar sê, maar hoe kon hulle dit doen? Maar weet jy, broers en susters, ons doen dit daagliks deur een ding te bely, maar 'n ander ding te lewe. Ons kruisig Jesus Christus elke dag, wanneer ons een ding sê, maar ons lewe en ons doen 'n ander ding. As daar ooit een groot rede was om die mensdom met een veeg van die aarde af weg te vee, dan is dit juis nou. Maar onthou jy aan die kruis, wat het Jesus Christus gesê toe hy met God gepraat het? Hy het gesê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En voor hy sy laaste asem uitblaas, het hy gesê, dit is volbring. Alles is volkome gemaak. Pleks daarvan om die mens, dis ek en jy, wat vir Jesus vermoorde te verdelg, soos wat hy met Sodom en Gomorra gemaak het met die vuur, gebruik hy dieselfde moord om almal te red. Hy neem die moordwapen uit ons hande en maak daarvan 'n operasiemes wat die kwaad uit ons lewens kom uitsny en ons kom genees. Hy red selfs die moordenaars met die moordwapen waarmee hulle sy seun vermoor het. Verstaan jy, my broer en suster, hy het u gered met Golgotha se kruis, omdat hy dit nie oor sy hart kon kry om vir jou verdiende loon te gee nie. Hy het as ware 'n koninklike mantel om my en u skouers kom drapeer, maar dis 'n mantel deurweek van Jesus Christus se bloed. En as jy bereid is om dit onvoorwaardelik van harte te aanvaar, het u nie 'n keuse as om 'n ander mens te word. Daarom wil ek vanoggend vir u sê, glo die evangelie. Neem u bed op en loop, moenie langer bly lê nie. Vee die trane af en sluk die bitter smaak weg. God kruip nie iewers weg totdat u hom vind nie. Hy sit nie en wag totdat u die pad met hom begin loop nie. Hoe kan die Here dit doen? Hoe werk dit? Hoe kan hy mense lief hê wat moordenaars van Jesus Christus is? Mense wat net hulle self lief het. Hoe kan die Here nog enigstens iets goeds van ons dink? Daar is slegs een ding wat u en my sal laat besef. En dit is omdat hy God is en nie 'n mens nie. Daarom kan hy al hierdie dinge doen. Daarom kan hy ons kwytskeld van ons sonde. God dink nie van u en van my iets, omdat ek en jy so oulik of so goed is nie. Omdat ons dalk vroom is nie, of omdat ons dalk die regte keuse gemaak het in die lewens nie. God dink van ons iets, slegs omdat hy liefde is. Omdat hy jammerhartig is en ons jammer kry. Hy dink van ons iets,
om Christus se wil alleen. En dit is eers wanneer ons hierdie oneindige boodskap deel maak van ons lewens, wanneer 'n mens se hart en siel deurdring word, wanneer jou oë begin blink van opgewondenheid en jou hart begin vinniger klop, dalk begin jou bloedsomloop vinniger vloei en jy besef, hierdie is die waarheid. Wanneer jy hartstogtelik begin glo in God drie-enig, eers dan begin jy in ware Christelike vryheid lewe. Glo u dit, broers en susters, wat u vanoggend gehoor het? As gesand van God, wil ek vanoggend by u smeek om dit te aanvaar en te glo, want dit staan in die woord van God. Kom tot inkeer, kom en draai om. Draai terug na hierdie wonderlike God, wat bereid is om altyd weer te vergewe. Amen. Kom ons bid saam. Wonderlike, ewige God in die Hemelvader. Ons wil vanoggend opgewonde soos kinders rond huppel en spring in die besef dat u altyd lankmoedig is met elkeen van ons. Dankie Here dat u in soveel geduld en liefde met elkeen van ons handel en dat u ons nie handel volgens dit wat ons verdien nie. Dankie vir u genade, vir u liefde, vir u goedheid. Dankie dat ons kan weet hoe u oor ons dink. Help ons Here om ons lewens in te rig daarvolgens, om te gaan leef dit wat u van ons dink. Here, ek dra vanoggend in besonder vir hom Chris aan u op, waar hy in Bloemfontein in die hospitaal is. Here, u ken die pad wat hy moet loop, tannie Margriet wat moet bystaan. Hou u hand van seën en beskerming oor hulle uitgestrek. Maar Here, laat u wil geskied en gee vir ons vrede in ons gemoed, wanneer u die pad met ons stap. Dat u die beste vir ons weet. Dankie vir elke gemeentelid, oud en jonk, dat ek hulle in besonder elkeen individueel aan u kan kom opdra vanoggend en kan kom bid, dat u in die groot genade hulle sal dra in u vaderlike liefde. Ons het vanoggend gehoor, hoe groot is u liefde vir elkeen van ons. Ons verdien dit nie, Here, maar dankie. Dankie dat u bereid is om met ons as sondaar mens die pad te stap. Here, dankie ook vir ons kinders, al is hulle min, wat vanoggend na 'n jaar se harde werk ook hulle beloning sal ontvang. Here, maak hulle hartjies brandende vir u woord, vir u manier van lewe. Ons loof en ons prys u naam. Amen.